Iewers moet ek 'n besluit maak, en ek en hy moes dit doen ook in ons verhouding met die Here. Iewers moet jy besluit maak om te glo dat die woord van die Here waar is en dat God goed is, nie omdat ek dit ervaar op my manier nie, maar omdat die woord van die Here sê hy is goed. Die Here is goed, of ek so voel en of ek nie so voel nie. Die Here is goed, of dit goed gaan, is die Here goed, en as ek sleg gaan, is die Here nog steeds goed. As ek my gebede verhoor kry, is die Here goed, maar as dit voel of die Here nie my gebede beantwoord nie, is die Here nog steeds goed. As ek gesond is die Here goed, en wanneer ek siek is die Here nog steeds goed. Ek verstaan dit nie, ek weet nie hoekom gebeur dit nie, maar dit verander nie wie die Here is nie. Ons meet goed aan pyn en lyding, oorvloed en tekort. Ons meet die goedheid van die Here aan sekere standaarde. God is goed. Dis wie hy is. En iewers moet ek dit begin glo, want as ek dit begin glo, luister baie mooi, verander my besluite. Ontdek jou plek, 'n geestelike reis waar ek bewus word. Geliefdes, daar is iets rondom bewuswording. Werklike en waaragtige bewuswording. Ek het agtergekom hierdie afgelope 3-4 weke, daar is iets daaraan om net stil te word voor die Here en net bewus te word van wie hy is. Partykeer as ons praat van bewuswording, dan soek ons 'n sekere gevoel. Maar ek het hierdie weke net weer besef dat as ek stil word en ek fokus net op wie die Here is, sal die gevoel kom, en of hy kom of nie, die heerlikheid van die Here sal my omring. Waar ek bewus word van my posisie in Christus, geestelike gesag in sy naam en God gegewe doel in sy koninkryk. Nou die afgelope paar weke praat ons oor die gedagte om jou plek te ontdek, moet jy sekere keuses maak. Dit is vir my so belangrik vanoggend. Deuteronomium 30 vers 19, die Here sê, ek die Here neem vandag die hemel en aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Nou as jy nie was nie, ongelukkig laasweek was daar 'n probleem met die kamera, maar as jy nie was nie, gaan luister na die ander preke, ons het in diepte al hieroor gepraat. En hoe ons die lewe kies, sê die Here, is deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang, want dit is lewe en lengte van dae vir jou, sodat jy kan woon in die land wat die Here aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om dit aan hulle te gee. Die Here sê, in elke situasie, elke dag, elke oomblik, het ons keuses om te maak. Die Here sit voor ons, seën en vloek, lewe en dood. Kies die lewe, kies die lewe. Nou, ek wil vanoggend met u praat, want ons het laasweek gepraat oor besluite, en hoe my besluite nie altyd die regte besluite is nie, en wat ek moet doen. Nou vanoggend wil ek met u praat oor belangrike besluite wat ek moet maak. Belangrike besluite wat ek moet maak. As ek hierdie besluite waaroor ons vanoggend gaan praat, as ek hierdie besluite maak, beïnvloed dit elke ander besluit wat ek gaan maak. Ek wil jy moet mooi hoor vanoggend. As ek hierdie 4 besluite maak, eenvoudig. As ek dit noem, gaan jy vir my sê, ja, pastoor, maar ek het dit 100 jaar terug al gedoen. Ek wil net jy moet hoor vanoggend, dat as ek werklik doelbewustelik hierdie 4 besluite maak, beïnvloed dit elke ander besluit wat ek in die lewe saam maak. Nou voor ons daarby uitkom, ek wil hê met julle vanoggend net besef dat die krag van 'n besluit. Daar's 'n verskil tussen 'n keuse en 'n besluit. 'n Keuse is die opsie tot 'n besluit. Maar wanneer ek 'n keuse gemaak het, moet ek 'n besluit neem. Die besluit is die seël, die besluit is die sleutel, die besluit is die krag wat verleen word aan die keuse wat gemaak word.
Jy sal baie keer hoor mense sê, weet jy, as daai ou eers 'n besluit geneem het, kan jy hom nie anders oortuig nie. Dis eintlik met ons almal so. As jy werklik 'n besluit geneem het, is dit baie moeilik om iemand anders te oortuig, want hy het reeds 'n besluit geneem. Daar's iets in die gees, daar's 'n krag, 'n geestelike krag agter besluitneming. En dis hoekom dit so belangrik is dat ek sekere dinge sal besluit, want as ek 'n besluit geneem het, is dit amper kan ek sê is vir ewig. Dis 'n vaste ding wat staan in my lewe. En dan begin my denke rondom dit aanpas, my optrede begin rondom dit aanpas, my geloof begin rondom dit aanpas, maar ek moet eers 'n besluit neem. En die eerste besluit vanoggend, besluit om die Here te dien. Ja, pastoor, maar ek het al jare terug my hart vir die Here gegee. Luister baie mooi. Kom ons begin by Josua 24 en dan gaan ons van daar af. Josua 24 vers 15. Josua sê vir die volk wat die Here geken het, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien. Let baie mooi, hy sê nie om die Here te glo nie. Hy sê as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daaroor kan, die Efraat gedien het, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Nou ons vir 'n oomblik net in gedagte, hy praat hier van gode van hier en gode van daar. Een van die vertalings, een van die betekenisse van die woord godheid beteken bron. In ander woorde, hy sê vir die volk, besluit vandag wie julle bron is. Of die gode van daar of die gode van daar, maar ek en my huis, ons sal die God, die skepper van hemel en aarde, ons sal hom dien. Ons sal hom aanbid as ons bron. Nou dink ek vir 'n oomblik daaraan en ek het so hieroor gedink in my voorbereiding net vir 'n oomblik. Wat is vanoggend my bron van vrede? Dink dit vir 'n oomblik daaraan. Wat is my bron van geluk? Wat maak my gelukkig? Wat is my bron van voorsiening? Wat is my bron van veiligheid? Wat is my bron van genesing of gesondheid? Dit wat ek eerlik, moenie supergeestelik volgens my wees nie. Dit wat ek eerlik antwoord, is my bron, is my God. So met ander woorde, as ek volgens sê, ek kry my vreugde uit iets anders as die Here, luister net mooi volgend, sê ek eintlik dat daardie ding wat my vreugde gee, ek sal hom dien. Luister baie mooi. Dis nie genoeg om in die Here te glo nie. Ek gaan diep vanoggend, maar jy moet saam met my swem. Jakobus hoofstuk 2 vers 19. Jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Die duiwels glo ook dat Jesus Christus die Here is. Hulle weet dit beter as enigeen van ons, maar dit beïnvloed glad nie hulle saligheid nie. Die belangrike punt vanoggend is dat ek en jy 'n besluit sal maak, nie net om die Here Jesus te glo nie, maar ook om die Here Jesus te dien. Om die Here te dien. Daar's 'n groot verskil. Ja, jy kan in Jesus glo, jy kan hemel toe gaan, is wonderlik, maar hier op aarde moet ek 'n besluit maak om die Here te dien, en wanneer ek daardie besluit neem om die Here te dien, om hom te volg, om iemand, die woord dien beteken om te bedien, dit beteken om te doen wat jou eienaar, luister baie mooi, om te doen wat jou eienaar van jou verwag. Dis wat dit beteken om te dien. Want die Bybel sê vir ons dat ons is gekoop deur die bloed van die Jesus. Ek gaan nou daarby uitkom en ons behoort nie meer aan onsself nie, maar kom ons gaan gou na Psalm 100 toe. Psalm 100 vers 2 sê: dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Daar's 'n versie wat my nogal, miskien kan jy my vanoggend help met dit. Daar's 'n versie vanoggend wat my nogal bietjie in my gees rondkrap hierdie afgelope tyd. En dis wat die Here sê, make a joyful noise unto the Lord. Wat is noise? Noise is geraas. Al wat ek nog kon dink wat dit beteken is as jy op 'n rugbywedstryd is. En die Springbokke, kom ons gaan nou maar nie in die politiek van rugby nie. En die Springbokke gaan en hulle druk 'n 3. Jy loof nie, jy prys nie, jy skree net. Jy make net 'n joyful noise.
Nou wonder ek baie keer net as ons net 'n joyful noise voor die Here maak. So het jy al gesien as 'n kind regtig opgewonde is, hulle skree en spring op en af en gaan te kere, jou hart kry so lekker daaroor. Dink jy nie jou hemelse Vader is ook lekker, jou hart lekker, want jy breek dit dan nie, maar as jy voor die Here spring en dans en net 'n joyful noise maak nie. Hy sê dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met 'n joyful noise, met daardie gejubel. In Lukas hoofstuk 4 vers 8 en Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Dis so belangrik vanoggend, om hierdie besluit te maak. Ek gaan die Here dien. Ek en my huis gaan die Here dien. Nou, hy sê so in Romeine 12 vers 11, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. So daar's menigte skrifte, ons kan baie deurgaan, maar die boodskap vanoggend is, wat die Here vir ons sê, is, dien die Here. Nou kyk gou in 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 19. 1 Korintiërs 6 vers 19, hy sê, of weet julle nie, is julle nie bewus daarvan, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Hierdie is nou belangrik, want die ander betekenis van Here is eienaar of meester. Dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God of dien God dan in julle liggaam en aan julle gees wat aan die Here behoort. Wanneer die Bybel kom, of dit in Psalm of Lukas of Romeine of wat ook al is, en sê dat ons die Here moet dien, skep dit die prentjie van 'n eienaar en 'n dienskneg. 'n Eienaar en 'n dienskneg. En die dienskneg doen wat die eienaar se hart bly maak. Soos ek volgens sê, ek en my huis sal die Here dien, beteken dit, ek en my huis sal doen wat die Here se hart gelukkig maak. Kan jy sien hoe dit al jou ander besluite beïnvloed? As jy hierdie een besluit neem om te sê, ek en my huis sal doen wat die Here se hart bly maak, dan beïnvloed elke ander besluit wat ek maak. Want ek meet elke ander besluit aan hierdie besluit, maak dit die Here se hart gelukkig. Maak dit die Here se hart bly. Iemand het nou reg gesê, hy sê in die Ou Testament, het jy goed gedoen uit gehoorsaamheid. Hy sê in die Nuwe Testament, doen jy dit omdat jy nie jou Vader se hart wil seermaak nie. Dit was my so mooi gestel. Daar's net 'n verskil. Daar's net 'n verskil, en as ek 'n verhouding het met die Here, dan doen ek dit nie meer uit pligsbesef uit nie, maar ek wil niks doen wat my Vader se hart sal seermaak nie. Kom aan, jy as kind vanoggend van 'n ouer, jy doen ook sekere dinge, maar jy doen dit net omdat jy nie jou ouer se hart wil seermaak nie. Dis vanuit daai verhouding wat jy wil nie pyn veroorsaak nie. En dis hoekom ek doen dit. Dis nie wet nie, dis nie tradisie nie. Ek wil nie my Vader se hart seermaak. Daar's iets van God se liefde. Ons het net ook gesing, I love you Lord. Daar's iets daarin om die Here te dien in liefde. Om eenvoudig net te doen wat die Vader se hart gelukkig maak. Julle kies wie se hart julle wil gelukkig maak, sê Joshua, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons sal die Here se hart gelukkig maak. Hy is ons bron, ons sal sy hart gelukkig maak. Dit is my so mooi gestel. So dis die eerste besluit, om die Here te dien, nie net om hom te glo nie net sy naam te bely nie, maar om hom te dien, te doen wat sy hart gelukkig maak. Nommer 2, die tweede besluit wat ek moet neem is, besluit om die woord van die Here te glo. Pastoor, as jy alweer op daai karretjie. Ek is alweer daar. Want ek het agtergekom dat baie van ons mense, en ek sê dit vanoggend met baie hartseer eintlik, baie van ons mense glo nie die Bybel meer nie. As gevolg van opgrawings en wetenskappe en wat glo ons mense nie altyd meer die Bybel nie, maar die woord van die Here sê vir ons in 1 Timoteus 3 vers 16. 1 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif, sê vir die persoon aan jou, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot die onderwysing in die geregtigheid. Geliefdes van die Here, iewers moet ek begin glo in die boek. Ek sê dit baie, ek weet, maar iewers moet ek begin glo in die woord van die Here.
Ek kan nie net sekere dele glo wat my pas nie. Ek moet die woord van die Here glo as 'n geheel. Nou baie keer kom mense en mense sê ja, maar pastoor, die Bybel weerspreek homself. Nee, die Bybel weerspreek homself nie. My insig is net so beperk dat dit vir my lyk asof die Bybel homself weerspreek. Eendag, die Bybel sê ons het dit laasweek gesien, die Bybel sê ons weet ten dele. So ons profeteer ten dele. Ons die oomblik as jy God verstaan, het jy God geword. Jy kan nooit as mens op hierdie aarde alles van die Here verstaan nie. En dis baie keer wat vir ons moeilik maak. Want ons wil verstaan. En ons dink ons het die kapasiteit om te verstaan. En daar sekere dinge in die woord van die Here wat ons net nooit in hierdie lewe sal verstaan nie. Die Heilige Gees openbaar sekere goed aan ons, maar ons sal nooit alles kan verstaan en weet terwyl ons vasgevang is in hierdie liggaam op hierdie aarde nie. So ek moet net op 'n punt kom dat ek sê, Here, ek vertrou U woord. Johannes 17 vers 17 sê Jesus, heilig hulle in U waarheid. U woord is die waarheid. U woord is die waarheid. Luister mooi. U woord is die waarheid. So dit beteken dat alles wat teenstrydig is met die woord is nie waarheid nie. Daar's nogal 'n groot les. As die woord van die Here waarheid is alles wat teenstrydig is met die woord, is nie waarheid nie. Al lyk dit op die oog af asof dit waar moet wees, as dit teenstrydig is met die woord van die Here, is dit nie waar nie en is daar 'n ander verduideliking vir dit wat ek sien. Die woord van die Here is waar. Die Bybel sê vir ons 2 Petrus 1 vers 21, want geen profesie, geen woord van die Here is ooit deur die wil van 'n mens voorgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrewe het die heilige mense van God gespreek. Elke woord van profesie wat ons in die Bybel het, elke woord wat van die Here afkom, dis wat profesie is, elke woord wat van die Here afkom, wat hierdie hele Bybel beslaan, elke woord, sê die Here, is deur die Heilige Gees geïnspireer en deur mense gespreek. Ja, pastoor, maar wat van die vertalings? Ag, jene mens, hoeveel verskonings wil jy nou nog hê om nie die Bybel te glo nie? Glo die woord. Staan op die woord, lees die woord. Die Heilige Gees is groter as enige vertaler en hy's groter as enige iemand wat iets in die Bybel kon uitlaat en hy's groter as enige iets wat iets vals kon wou insit. Die Heilige Gees sê die Bybel, hy sê hy sal vir ons van die waarheid oortuig. En dis die woord van die Here. So ek het volgens die woord nodig, ek het die Heilige Gees nodig en hy sal my lei. Maar ek moet die woord glo. Ek moet die woord glo, al verstaan ek dit nie en al voel dit teenstrydig en ek ervaar dit net soos u. Ek ervaar dit ook baie keer. Wat ek voel maar hierdie woord is teenstrydig met wat ek ervaar. Ek het hierdie week ek was net bietjie onder die weer gewees en ek het nie lekker gevoel nie. En in daardie oomblikke, Here, maar u woord sê, maar my liggaam sê. Here, u woord sê, maar ek voel. Was jy ooit daar gewees? Dat dit net voel, maar die woord kan nie waar wees nie soos ek nou voel nie. Maar weet jy, my gevoelens verander, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Ek sê my gevoelens verander, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Johannes 14 vers 23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê. En ons sal hom toe kom en by hom woning maak. Dit is so belangrik vanoggend en ek gaan nie baie ver uitbrei op dit nie, want ek praat so baie oor die belangrikheid van die skrif, van die woord van die Here en ons moet inbou. Ons is besig met die Bible recap van julle wat nog begin het. Jy begin daarmee, al begin jy hierdie van die jaar, maak nie saak nie. Dis waar ons die Bybel kronologies deurwerk en my vrou lees hom, ek luister hom en is wonderlik om net, dis so wonderlik. Ek meen as die tweede jaar wat ons dit doen, ons lees die Bybel af vir hoeveel jare en hierdie week het sy weer by my gekom en sê, weet jy, ek het dit nog nooit gelees nie. Jy het dit seker gelees, maar jy het nie ingeneem nie. Verstaan? En ek hoor baie keer, ek het nou dag gehoor, Paulus het 'n suster gehad. Ek sê, mevrou, jy geweet Paulus se suster gehad. Nee, sy het ook nie geweet nie. Ek het gehoor. Dis so belangrik. Dis so belangrik om die woord in te neem. Die woord is ryk, die woord is kragtig, die woord is powerful vanoggend, is tweesnydende swaard. So, besluit om die woord van die Here te glo, dit sal elke ander besluit van jou lewe beïnvloed. Kan ek aangaan? Nommer 3. Besluit om te glo dat die Here goed is. Hier's 'n tamaletjie. Besluit om te glo dat die Here goed is. Ons is baie keer wat by hierdie punt kom.
trap ons baie keer in ons geloof bietjie water. Want ons meet die karakter van God, meet ons in my ervaring. In Markus hoofstuk 10 vers 18, en Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Sê vir die persoon langs jou, God is goed. Nou, hier het nie gesê asof jy dit bedoel nie. Sê vir die persoon aan die ander kant, God is goed. Iewers moet ek 'n besluit maak, en ek en Renée moes dit doen ook in ons verhouding met die Here. Iewers moet jy besluit maak om te glo dat die woord van die Here waar is en dat God goed is, nie omdat ek dit ervaar op my manier nie, maar omdat die woord van die Here sê hy is goed. Die Here is goed, of ek so voel en of ek nie so voel nie. Die Here is goed, of dit goed gaan, is die Here goed, en as ek sleg gaan, is die Here nog steeds goed. As ek my gebede verhoor kry, is die Here goed, maar as dit voel of die Here nie my gebede beantwoord nie, is die Here nog steeds goed. As ek gesond is die Here goed, en wanneer ek siek is die Here nog steeds goed. Ek verstaan dit nie, ek weet nie hoekom gebeur dit nie, maar dit verander nie wie die Here is nie. Ons meet goed aan pyn en lyding, oorvloed en tekort. Ons meet die goedheid van die Here aan sekere standaarde. God is goed. Dis wie hy is. En iewers moet ek dit begin glo, want as ek dit begin glo, luister baie mooi, verander my besluite. Ek wil hê jy moet hoor vanoggend. Hy sê vir ons Jakobus 1 vers 17. Elke goeie gawe en elke volmaakte gawe daal van bo af nie. Elke. Nie party nie. Party van die goeie gawes kom nie van die duiwel af nie. Kom aan. En party van die slegte goed kom nie van die Here af nie. Hy sê as dit 'n goeie gawe is, as dit 'n volmaakte gawe is, kom dit van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skadu van omkering is nie. Nou, ek kan vandag volgens menslike standaarde, ek kan vandag goed wees en môre is ek sleg. En nou kyk ek na die Here en ek dink die Here is ook so. Maar die Bybel sê vir ons, die Here is goed, elke volmaakte gawe en kom van die Here af en daar's by hom geen verandering nie. Ons verstaan dit nie. Dis een van daai goed in die Bybel wat ek maar net moet glo, dat die Here nie verander nie. Want ons as mens verander. Jy praat vandag met iemand is vriendelik, môre praat jy met dieselfde persoon en daai persoon groet jou nie. Wat het gebeur? Wat het verander? En ek dink ons as na die Here toe gaan, voel ons baie keer omdat ons nie antwoord van die Here kry. Nee, die Here het verander. Die Here se ingesteldheid teenoor my het verander. Die Here se gevoel teenoor my het verander. Die Here kan nie verander nie. Hy's goed. Maar pastoor, hoekom gebeur dit goed? Ek weet nie, maar hy's goed. Maar pastoor, hoekom antwoord die Here nie my gebed nie? Ek het nie idee nie, maar hy's goed. Kom aan. As ek daardie besluit maak om te glo, dis nie wensdenkery nie, dis nie 'n beeld wat ek skep wat nie waar is nie. Dis wie die Here sê hy is. Hy sê daar's net een wat goed is, en dis God. Hy's goed. En die oomblik, luister mooi, dis jare terug, die oomblik toe ek dan hierdie konsep snap en 'n besluit maak dat elke goeie en volmaakte gawe kom van die Here af, dan beteken dat elke slegte en onvolmaakte gawe kom nie van die Here af nie. Ons aanvaar dit eenvoudig net nie. Want ons God is goed. Dit beteken nie, hoor asseblief my, ek moenie my verkeerd aanhaal nie. Dit beteken nie dat daar nie slegte goed gebeur nie. Ons bly in 'n stikkende en gebroke wêreld waar die vyand kom, waar hy kom slag, steel en verwoes. Dis wat hy doen. En ons is nie van hierdie wêreld nie, maar ons is nog steeds in hierdie wêreld se stelsel. So dit beïnvloed ons nog steeds. Maar op die einde van die dag, net omdat hulle my trailer se wiele gesteel het, beteken nie God is nie goed nie. Kom aan. Net omdat my pomp by die spruit gevlat het en hy nou daarmee heen is as gevolg van die vloed, beteken dat die Here nie goed is nie. Ek het geweet die vloedlyn kom maar verby. Ek moes daai ding opgelig het. Ek het nie. Dit sê nie die Here is nie goed nie. Dit sê net ek is stupid. Luister, ek het 'n besluit geneem sonder om eers hierdie besluite te neem.
Jesaja hoofstuk 63 vers 7. Luister net. Ek sal die goedentierenhede, dan word die goedhede. Daar's nie so 'n woord nie, maar bly net by my. Ek sal die goedentierenhede of die goedhede van die Here prys. Sy roemryke dade van die Here ooreenkomstig alles wat die Here aan ons bewys het. En die veelvuldige goedheid teens die huis van Israel wat hy aan hulle bewys het. Na sy barmhartighede en sy grootheid van sy goedentierenhede. Grootheid van sy goedhede. Dis duidelik uit hierdie versie uit dat die Here is goed en die skrywer sê ek sal die goedheid van die Here prys. Ek sal daarop fokus. Nou ek het een van twee keuses. Of ek kan kla oor wat die vyand doen of ek kan die Here loof vir wat hy doen. As ek die besluit maak om te glo dat die Here goed is en hom dank vir sy goedheid. Luister, ek sê nie vanoggend, luister mooi. Ek sê nie vanoggend dat as dit sleg gaan, moet ek maak asof dit goed gaan nie. Dis wensdenkery. Ek sê vanoggend dat alhoewel dit sleg gaan, bly die Here goed. En kan ek hom nog steeds prys vir sy goedheid. Al ervaar ek dit nie op daardie oomblik nie. Dit verander nie wie hy is nie. My ervaring verander nie wie die Here is nie, maar wie die Here is, verander my ervaring. En daarom is dit so belangrik. Hy sê hierso: ek sal die goedentierenhede van die Here prys. Sy roemryke dade van die Here ooreenkomstig alles wat die Here aan ons bewys het. En die veelvuldige goedheid teens die huis van Israel. Luister, ek kan vanoggend die Here prys vir wat hy vir Israel gedoen het. Ek kan vanoggend die Here prys vir wat die Here vir jou gedoen het, want ek sien sy goedheid in wat hy verander doen en ek prys hom daarvoor. Al voel ek nie hy doen dit vir my op daardie oomblik nie. So dis hoekom dit so belangrik is om die woord te lees, om te sien hoe hy die blinde oë oopgemaak het, om te sien hoe hy die krepele laat loop het, om te sien hoe hy die dooie opgewek het, om te sien hoe hy die menigte gevoed het. Ek dank die Here vir dit. Te midde van wat ek op hierdie oomblik beleef. Want my ervaring bepaal nie wie God is nie, maar wie God is, bepaal my ervaring. En kan my ervaring verander. Romeine 2 vers 4. Is jy nog met my? Romeine hoofstuk 2 vers 4. Of verag jy die rykdom van sy goedentierenheid, van sy goedheid, die rykdom van sy goedheid, en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef, luister mooi, luister na hierdie een, omdat jy nie besef dat die goedentierenheid van God, die goedheid van God, jou tot bekering wil lei nie. Wow. Dis die goedheid van die Here wat hy aan ons openbaar, wat maak dat ons na hom toe draai. Dis wat die woord sê. Hy sê, omdat jy nie besef, jy besef dit nie, dat is die goedheid van God, wat jou tot bekering wil lei. Die Here openbaar sy goedheid aan my, aan jou, aan die mensdom, omdat hy wil hê dat ons moet hom dien. Kan jy sien hoe kom alles bymekaar? Hy wil ons met hom dien, so hy openbaar sy goedheid aan ons, sodat ons hom kan dien. Partykeer is jy 'n goeie ouer, omdat jy sekere goed van jou kind weerhou. Ek het nou gesien met my skoonsussie wat jy was met die kleintjies. Mense, jy moet sekere dinge van hulle weerhou, want hulle sal self baie seer maak op baie ouderdom. Met alles wil vat en alles wil hulle in die mondjie druk en jy weet van kleintjies, jy ken hulle. En jy moet sekere goed van hulle weerhou, omdat jy goed is. Ek het so gelag. Hulle gee nie vir die kleintjies baie suiker nie, en is nou kuier ons saam as familie en vriende, en is nagereg en so, en hulle gee vir die dogtertjies, is nou 2, 3, gee hulle nou 'n soetigheidjie. So kry dit nie baie in nie, so jy kan hom maar, sy wil nog hê. En op 'n stadium wil sy nog hê, en haar pa sê nie, okay, dis nou genoeg, jy kan nie nou nog kry nie, dis nou trane, jy weet hoe dit gaan. En sy huil, en my skoonsus jou aan vas en sê vir haar, weet jy, ons wil jou leer wat reg is, want jy weet nog nie wat reg is nie. Dis 'n goeie ouer. Dis 'n goeie ouer. En partykeer moet die vader ons ook net vashou terwyl ons 'n tantrum gooi en hy sê, weet jy, ek kan dit nie nou vir jou gee nie. Jy weet nog nie hoe om te hanteer nie. Jy's nog nie daar nie. Partykeer moet ek dit besef dat die Here weet beter.
En ek wil nie vanoggend vir jou antwoord gee op enigiets nie. Ek wil net vanoggend vir jou sê, partykeer weet die Here net beter. En is goed dat ons nie verstaan nie. Ek het gedink op 'n stadium in my lewe het ek gedink ek is reg vir seker goed. As die Here op daardie stadium vir my gegee het wat ek gevra het, sou dit my vernietig het. Ek het gedink ek is reg. En as jy dink jy's reg vir 'n sekere ding, ek vra algemeen, ek wil net iemand met my hart hoor, maar as jy voel jy's reg vir 'n sekere ding en dit gebeur nie, voel jy baie keer maar die Here is nie goed nie. Want ek voel ek verdien, ek het dit nodig, bla bla bla. Maar op die einde van die dag het die Here die laaste sê en sy goedheid wil ons tot bekering bring. Dit bring my nou by nommer 4 wat so belangrik is. Alles gesê vanoggend bring by nommer 4. Besluit om die Here te vertrou. Dis so belangrik. Vertroue in die Here is so belangrik. Ons kan dit nooit oorbeklemtoon nie, nooit te veel van praat nie. Job, hoofstuk 13 vers 15. Kyk, al wil hy my ombring, dan die ombring moet ek doodmaak. Ek hoop op hom. Ek sal tog my wandel voor sy aangesig bepleit. Luister in die Engels. Though he slay me. Ek hou van hierdie vertaling. Al wil hy my slag. Dis wat daar staan. Although he slay me, yet will I trust in him. But I will maintain my own ways before him. Yet, although he slay me, yet I will trust in him. Kerk van die Here, eerlik vanoggend, ek weet nie of ek daar is nie. Kom aan, jou geloof is vanoggend dalk na opsig baie sterker as ek. Maar Job sê, al maak die Here my dood, ek sal hom nog steeds vertrou. En ek het gedink jy gaan stil wees, ek is ook stil. Daniël hoofstuk 3 vers 17. As ons 'n God wat ons dien, dis ons eerste punt gewees, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuur oond en uit die hand o koning verlos, maar so nie. Laat dit bekend wees o koning, dat ons die gode nie sal dien nie, ons sal nie ander gode dien nie, en die goue beeld wat hy opgerig het, sal ons nie aanbid nie. Nou, kom net vir 'n oomblik saam met my hierso. Hulle staan hierso, hulle gaan in die vuurwind gegooi word, want hulle het nie neergebuig voor die beeld nie. Dan sê hulle vir die koning, hy sê, as ons God wat ons dien, ons dien die lewende God, ons dien die God wat Joshua gesê het, ek en my huis, ons sal die Here dien, dis die God wat ons dien, ons doen wat sy hart behaag, as hy in staat is om ons te verlos, want hy is goed, as hy in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons verlos, maar al verlos hy ons nie, laat bekend wees, dat ons nie ons bron van vreugde sal prysgee nie, maar dat ons nog steeds die lewende God sal aanbid. Ons sal hom vertrou. Ons sal hom nog steeds vertrou. Geliefdes, baie van ons mense op hierdie stadium gaan deur baie moeilike dinge. Dinge wat ons nie verstaan nie, en dinge wat ons baie keer die Here bevraagteken. Want ons het gedeeltelike kennis. Ons verstaan. Ons sien nie die groter prentjie nie. Ons verstaan nie hoekom gebeur die goed en hoekom keer die Here nie sekere dinge nie. Hoekom laat die Here sekere dinge toe? Hoekom gebeur sekere dinge? En ons het al daai vrae wat ons het, wat ek net agtergekom het in my jare in die bediening met begrafnisse veral. Ek het nie antwoorde vir daai goed nie. Al wat ek weet is, although he slay me, yet will I trust him. Al verstaan ek nie, sal ek hom nog steeds vertrou. Al lyk alles asof dit hopeloos is, sal ek hom nog steeds vertrou. Dis 'n besluit wat ek moet maak. Dis hoekom ek gesê het, dis een van die belangrikste besluite in my verhouding met die Here wat ek moet maak, wat al my ander besluite sal beïnvloed. Ek moet besluit om die Here te vertrou. Spreuke 3 vers 5, ek is so dankbaar hierdie ou versies in die Bybel. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Partykeer vra mense vra en dan sê ek, weet jy, ek weet nie, al wat ek weet is die Here is goed. En ek vertrou op hom. Dis al wat ek het. Dis al wat ek kan antwoord. Ja, maar, ja, ek vra dieselfde vraag. En ek het dieselfde onsekerhede. Maar al wat ek weet is, God is goed en ek kan op hom vertrou. Ek kan op hom vertrou. Hy het my nog nooit begewe, my nog nooit verlaat nie, hy het my nog nooit in die steek gelaat nie. Hy is met my, al gaan ek deur die dae van doodskaduwee.
Onder sy vleuels kan ek skuil. Hy is my skild en 'n pantser. Hy is vanoggend die rots by wie ek skuil, my veilige vesting. Hy is vanoggend die een wat ek kan vertrou. Psalm 9 of Psalm 9 vers 11. En hulle wat U naam ken, sal op U vertrou. Omdat U die wat U soek, nie verlaat nie, o Here. Die wat U naam ken, sal op U vertrou. Die wat U dien, sal op U vertrou. Psalm 22 vers 5. Op U het ons vaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle uitgered. Weereens as ons gaan praat oor die goedheid van die Here en ons lees van die goedheid, al ervaar ons nie op hy oomblik nie, maar ons gaan lees van die goedheid van die Here wat hy gedoen het in ons huis en in die huis van Israel. Met ander woorde, hierdie geskiedenis vir die mens dom gedoen het, dan maak ons daarop staat en ons verklaar dit en ons vertrou op die Here op grond van dit wat hy gedoen het. Nie dit wat ons sien voor ons oë afspeel dalk op daai oomblik nie. En dan Psalm 31 vers 15. Maar ek vertrou op U, o Here. Ek sê, U is my bron. U is my God, U is my bron. Maar ek vertrou op U, o Here. Ek en my huis sal die Here dien. Ek en my huis sal glo dat die Here goed is. Ek en my huis sal die Here vertrou. Ek en my huis sal vanoggend die woord van die Here glo. Dis 'n besluit wat jy moet maak. Hier is 'n besluit wat jy moet maak. Pastor, maar ek voel nie so nie. Ek ook nie. Jy kan nie gaan op gevoelens vanoggend nie. Die Bybel sê vir ons in Jakobus hoofstuk 1, hy sê dat 'n man wat nie 'n besluit kan maak nie, is soos 'n skip wat op die see heen en weer gegooi word. Hy sê, moenie dink dat so iemand iets van die Here af sal ontvang nie. Iewers moet ek 'n besluit maak. Ek, my huis, gaan die Here dien. Maak daardie besluit. Ek gaan die woord van die Here glo. Ek sê nie ek gaan hom verstaan nie. Ek sê net ek gaan hom glo en die Heilige Gees sal my daarmee help. Besluit dat die Here goed is, dat jy het gaan glo dat die Here goed is, om in die woord te sê, nie as gevolg van jou ervarings nie. Besluit om die Here te vertrou. En baie belangrik, doen dit in die krag en die hulp van die Heilige Gees. Dis volgens vir ons die wonderlikste. Luister, as kind van die Here neem ek geen besluit alleen nie. Geen besluit alleen nie. Ons lees in Handelinge dat die Bybel sê, ons en die Heilige Gees het besluit. So wonderlik. Ons en die Heilige Gees het besluit. Vra vanoggend die Heilige Gees om jou te help om hierdie besluit te neem. En vra vanoggend die Heilige Gees om saam met jou hierdie besluit te neem. En kyk vanoggend, luister baie mooi. Kyk vanoggend hoe hierdie 4 besluite. Ek daag jy uit. Maak 'n joernaal of iets, skryf dit neer. Maar kyk vanoggend, as jy werklik hierdie 4 besluite neem, kyk hoe dit die res van jou besluite gaan beïnvloed. Al die besluite wat jy gaan neem, word beïnvloed deur hierdie 4 besluite. Om die Here te dien, om sy woord te glo, om te glo in sy goedheid en om hom te vertrou. Daardie 4 besluite moet ek vanoggend neem. Dit kan die res van my lewe verander. Dis hierdie 4 besluite wat my staande hou wanneer die wêreld my wil omstamp. Dis hierdie 4 besluite wat my help wanneer ek voel daar's nie meer iets om voor te lewe nie. Dis hierdie 4 besluite wat my hoop gee wanneer ek voel daar nie meer hoop is nie. Wanneer ek voel die wêreld draai sy rug op my, wanneer ek voel die Here draai sy rug op my, weet ek is nie waar nie want ek het hierdie besluite geneem. So vanoggend moet ek hierdie besluite neem. En ek gaan net jou hand opsteek nie. Dis jou nie Here vanoggend. Maar ek wil vanoggend sterk aanbeveel. Neem hierdie besluit. Hierdie 4 besluite, neem dit vanoggend. Here, ek neem vanoggend die besluit, ek gaan nie dien. Ek weet nie wat dit beteken nie, ek weet nie wat dit behels nie, ek weet nie wat ek gaan doen nie, maar ek neem net die besluit. Dit begin by 'n besluit, alles begin by 'n besluit. Onthou so 'n paar jaar terug, baie van julle was nie hier nie, maar ek baie daarop gefokus, niks in die koninkryk gebeur outomaties nie. Jy onthou dit? Nou, daai reël geld nog steeds. Ek moet 'n besluit neem. Ek moet 'n besluit neem. Net soos ek 'n besluit moet neem om Jesus as verlosser en saligmaker te aanvaar, net soos ek 'n besluit moet neem om gedoop te word, net soos ek 'n besluit moet neem om gedoop te word met die Heilige Gees. Dis besluite wat ek moet neem. Die Here Jesus het alles gedoen wat nodig is. Nou moet ek 'n besluit neem of gaan dit my deel word? Vanoggend moet ek 'n besluit neem. Ek gaan die Here dien. Vrou, gaan jy saam? Gaan jy nie saam nie? Ek gaan die Here dien. Ek gaan die woord van die Here glo.
Ek gaan begin toepas wat die woord sê. Al maak dit nie sin nie, al verstaan ek dit nie. Ek gaan eenvoudig net blindelings doen wat die woord van die Here vir my sê op grond van die leiding van die Heilige Gees. Ek neem besluit dat ek gaan glo dat die Here goed is. Maak nie saak wat ek voor my sien nie. Ek glo dat die Here goed is en ek sal hom vertrou. Daardie 4 besluite. Kom ons sluit die oë. Oral oor die gehoor. Kom ons sluit dit ons oë vir 'n oomblik en ons word stil voor die Here. Vader, dankie dat ons vanoggend hierdie belangrike besluite kan neem. Ons neem dit vanoggend nie ligtelik nie, Here, ons neem dit vanoggend op grond van wat ons gehoor het. Ons neem dit op grond van die Gees wat in ons hart daarvan getuig. En Here, ons neem dit vanoggend in die geloof en in vertroue dat dit waar is. En daarom, Here, ons besluit vanoggend in die eerste plek, besluit ons, Here, om U te dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Here, ons besluit vanoggend om te glo dat U woord waar is. Here, al verstaan ons dit nie en weet ons nie altyd wat dit sê nie en weet ons nie altyd hoe om te interpreteer nie. Dankie vir Heilige Gees wat ons help om dit te kan glo en te kan verstaan. Here, dankie vanoggend dat ons 'n besluit kan neem om te glo dat U goed is. Here, ons vlees skop baie keer daarteen want ons sien goed en dan verstaan ons dit nie en dan wil ons die bevraagteken, maar help ons, Here, nadat ons hierdie besluit neem om in alles te besef en te verklaar dat die Here goed is. Dat ek nie sal toelaat dat my ervaring U goedheid bepaal nie, maar dat my ervaring deur die goedheid beïnvloed sal word. En Here, ons maak 'n besluit om op U te vertrou vanoggend. Here, U is betroubaar. U is betroubaar. En help ons vanoggend, Here, om hierdie besluit te neem. En ons neem dit vanoggend, Here, met die hulp van die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees. En Here, ons neem dit op grond van wat U woord wat vanoggend tot ons harte gespreek het en ons eer U vanoggend daarvoor in Jesus naam. Amen.